Goeiedag en welkom. As ek begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Dis lekker winter. Lekker jassies en lekker sherpies en alles wat lekker is. Prys die Here. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe vanoggend. Ons wil U loof, ons wil U dank, Here. Here, dankie. Dankie dat dit winter is. Dankie dat dit koud is. Here, dankie dat daar nog 'n seisoen is. Want Here, dit is die teken, Here, vir ons dat U het nog nie gekom op die wolke nie. Here, ons het nie agtergebly nie. Daar is nog seisoene. Here, na Openbaring 4, Here, vers 1, wanneer U kom om die bruid te kom haal op die wolke, Here, daarna is daar geen seisoene nie. Daarna is daar geen niks op hierdie aarde nie, net chaos. En dankie dan, Here. Dit beteken, Here, hoekom ons dankie sê is, Here, dankie, ons het nie agtergebly nie. Here, daar's nog kans vir ons, Here, daar's nog kans vir die ongeredde, Here, daar's nog kans vir die heiden. Dankie, Here, raak hulle aan. Here, laat ons U uitdra na die wêreld daar buite, dat mense, Here, aangeraak kan wees. Kan sê, hier was nou iets wat hier gebeur het. Ek weet nie wat dit is nie. Maar ek het dit in woordigheid van die Here geervaar. Asseblief, Here. Dit is waarvoor ons hier is. Here, die dae raak min. Here, laat ons uitgaan en U uitdra. Maar so bring ek ook elkeen, Here, na U toe, met elkeen met sy eie besonderse probleme, of met wat mense dink is probleme, hulle situasies, laat ek eerder sê, Here, met elkeen met hulle situasies. Here, of dit nou finansiële situasies is, of dit huweliks en verhoudingssituasies is, Here, of dit siekte is, hospitaalgevalle is, Here, of dit hartseer is, of dit dood is, Here, dit maak nie saak nie. Ek draai elkeen aan U op, en ek vra vir U genade. Here, U sê in U woord, Here, dat U genade is meer as genoeg. Deur die wonde van Jesus is genesing. U is Jehovah Rafa, die God wat genees. Here, U is El Shaddai, die God van meer as genoeg. Here, Here, U is alles wat ons kan oorkom, Here, is U die God van die teenoorgestelde. Raak mense aan, Here. Openbaar U. Laat mense U sien. Here, dat mense nie net sê dankie, Here, en na die rug draai en weer aangaan, maar op hulle ou dientjie nie. Maar laat mense, Here, dat U vir hulle aanraak in die gees. Here, raak ons eerder in die gees aan as in ons ander materiële behoeftes, want die gees is op hierdie stadium, Here, baie belangriker as enigiets anders. Here, ek dra ook elkeen na die op wat in hierdie maand getrou was, Here, wie se sade in vrugbare grond is, waar dit besig is om op te kom en te ontkiem, Here, en vrug te lewer. Ek dink, Here, aan hulle wat in hierdie maand daar was, Here, Erika, Here, Zen-Marie, Rian Els, Wayne en Michelle, Gansbaai, Nico, Here, ek weet nie wie Nico is nie, maar vir Nico, seun vir Nico, die vriend in Christus, daar was Janiel, daar was Annelie, daar was Clint, daar was Elsebie, Here, en dan was daar 'n hele paar, Here, wat glad nie 'n verwysing het nie, geen naam nie, maar U weet wie dit is. Ek vra, Here, dat U elkeen sal seën ooreenkomstig U woord. Dankie dat al hulle saad, elke saad, Here, in die grond is, en nie 'n korreltjie in 'n sak lê, iewers in 'n bank nie.
Dankie Here, in Jesus naam. Spreek met ons vanoggend. Ja Here, U gaan reguit spreek met ons. U gaan hard spreek, Here. U gaan ondersoekend spreek. Maar Here, die uitkoms op die einde is ook wonderbaar. Dankie Here. Spreek. Ons is hier omdat ons die waarheid wil hoor. Ons wil nie gepaai word nie. Ons wil die waarheid hoor en ons wil in waarheid, Here, verstellings doen. Spreek in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Daar sy. Waar is ons? Hier is ons. Red ons, Here. Kyk daai hand wat daar is, hy is besig net 'n hand steek uit. Psalm 12. Nou wie is maar klaar aanmoedig vir dit wat die Here gaan sê vanoggend. Luister regdeur. Luister regdeur. Dit kan in die begin kan dit 'n bietjie aan ons vat, maar dit is een van die verblywendste en die bemoedigendste boodskappe wat die Here in 'n lang tyd vir my gegee, dink ek. In die wêreld waarin ons leef, kom ons wees eerlik, kan jy nie anderste as om soos Dawid hier in Psalm 12 uit te roep, red ons Here. Met alles wat om ons aangaan, Here, met alles wat gebeur, red ons Here. Maar, dan is daar iets baie, baie belangrik wat hier gebeur. Dawid se uitroep na God. 'n baie belangrike punt is, dat hy presies geweet het waarvan en van wie die Here hom moes red. Wow. Hy sê dit daar. En as jy dit lees, dan sien jy, wow, die Here moes hom nie red van mense ver weg van hom af nie. Maar van sy eie mense. Hierdie gebed, hierdie uitroepgebed van red ons Here is van sy eie mense toe. En die gevaar van sy eie mense. Hierdie mense wat die verbondsvolk van God is. Hierdie mense wie geestelik verval. En deur kultuur, die godsdienstkultuur opgesuig is. Hulle is van Saul tot die res van Israel, wat hom agtervolg het. Sy eie mense, red my van my eie mense, Here. Dit sê hy daar in die eerste 4 versies. Wow. Wow. En as ons stil staan hier, Here, hoekom het U my na hierdie toe gelei? Want die Here sê, dit is presies wat in ons dag gebeur. As ons die nuus aansit, as jy kyk op die internet, as jy enige iets aansit, 'n koerant nog kry, as jy iets in die hande kry, dan ons daaglikse nuus bestaan waaruit? Uit berigte van korrupsie, verval, vervolging, moord, rassehaat, vernekery, bedrog. Van wie? Nie van mense deur ver oor see en doen nie. Van die mense hier. Ons eie mense. Wow. Wow. Maar wat doen ons? Here, ons eie mense. Ek self dalk, Here, staan skuldig in van hierdie goed. Maar ons bid, Here, net asof dit ver is, weg is van ons, is nooit na ons toe nie. As ons bid, wanneer ons bid, is dit omtrent altyd, Here, hier kom ek, en ek is die een wat en ek is foutloos, en ek is dit, en ek is op die regte plek, 100%, Here, en help hierdie weer ander siele om my. Dis altyd hulle. Is dit nie? Nee, Here, ek is deel van 'n geestelike verval nie. Here, help my, red my, Here, van myself, red my van my eie mense, red ons van geestelike verval, want dit is waar ons op die oomblik is, Here, in hierdie land Suid-Afrika. Wow. Wow.
En weet jy, om so te bid, wil ek noem is 'n nuwe woord wat die Here vir my lips gegee het in die week wat ek dit is kulturele Christengebed daardie. Kulturele Christengebed wat in die gewoonte is om te bid, wat nie ondersoek en self ondersoek nie, en die fout ver gaan soek, weg van die self af. Dit is kulturele Christengebed wat net klaar by die Here, fout soek somewhere iewers ter weg van my af, met die hoop en klaar en die hoop dat die Here genadig sal wees. Terwyl ware Christengebed is 'n lewende verhouding met God. Ware Christengebed ondersoek, stel reg en verwag dat God sal antwoord. Nee, ag dankie Here, ons het nou gebid, ons hoop nou vir die beste nie. Nee Here, dankie, ons het gebid, ons het geondersoek, ons het op die tafel het neerkom sit Here, ons maak ons los hiervan Here, ons dank U reeds vir hierdie verandering. Nee, ag ons hoop nou maar vir die beste nie. Kom ons kyk net so vinnig, net nader na hierdie gebed van Dawid. Sy gebed is net versies 1, 2, 3, 4 en 5. Van 6 tot 9 is dit God wat antwoord. Wow. Iets anders wat baie belangrik hier is, as jy hierdie eerste 5 versies lees, is 'n belangrike punt oor hierdie gebed, is dat Dawid bid nie vir die gevolge van sy vervolging nie. Dit is wat ons moet bid. Ag Here, en dan begin ons, en vertel ons vir die Here, Here, as dit nie gebeur nie, gaan dit en dit gebeur, en dit gebeur, en dit gebeur, asof die Here dit nie weet nie. Nee. Ons dink hoe meer bietjie vleis ons daar insit van hierdie verskriklike situasie, hoe meer gaan die Here ons jammer kry. Nee, die Here werk nie op jammer kry nie. Want Dawid bid nie vir die gevolge nie. Dawid bid vir die oorsaak. Here, laat ek bid vir die oorsaak van hierdie situasie waarin ek is. Nie die gevolge. Here, as ek nie nou werk kry nie, gaan dit gebeur. Here, as dit nie gebeur nie, as ek nie nou gesond word nie, Here, gaan hulle my voet opsit. Here, nee, dit is wat ons, nee, Dawid bid vir die oorsaak. Hy begin te bid vir die oorsaak. Hy sê nêrens wat die gevolge sal wees nie. Hy sê net wat die oorsaak is. Want as ek nie die oorsaak uithaal nie, wat help dit hierso? Ek gaan hier op die einde die gevolge net probeer stop. Dit is soos, ag ja, hier is 'n pyp wat gebars het, en ons ek net elke keer probeer ietsie daar indruk dat hy net moet bly, en dan kom die pressure van agter af, die druk en pops, en daar, jy het daar gedink soos een ding wat gaan. Daar skiet die dingetjie uit, en hier is die water by jou. As ek die oorsaak kan kry, die water daar stop, gaan hier niks hierdie kant uit nie. Amen. Hoor hoe begin hy. Hy sê, red o Here. Hoor wat sê hy. Want daar is geen vrome meer nie, want die getroues het verdwyn. Nie meer getroue volgelinge. Die betroubares onder die mense het verdwyn. Hulle praat leuns, die een met die ander. Met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Phew. Wat beteken dit in gewone Afrikaans? Dawid bid, Here, red tog hier, red hierdie situasie, Here, want die oorsaak is, hoekom ons in hierdie situasie gekom het, Here, die godvreesende mense is
weg. Dis wat hy sê. Is dit dalk die rede vir ons ellendes? Vir ons vervolgings, vir ons aanvalle? Vir die moorde? Here, red asseblief, want die godsvreesende mense is weg. Here, red, want hier is min godsvreesende Christene. Hier is te veel kulturele Christene wie in God glo en vir 1 uur uit 169 ure van die week lei hulle 'n lewe wat boos is, wat nie godsdienstig is nie, Here. Here, hulle lieg, hulle bedrieg, hulle is onheilig, Here. Hulle vloek, hulle skel, hulle suip, Here. Hulle doen alles wat verkeerd is, Here. Hulle verneek die vrouens verneek die mans, Here. Dit is skynheilig en dis skelm, dis alles wat sleg is, Here. Vir die ander 167 uur van die week, maar dan kom ons vir 1, Here, vir 1 uur, die 168ste uur van die week, dan kom ons, Here, met woorde wat skynheilig is en skelm is voor U. Met 'n hele week van 167 uur, Here, met optrede wat nie Christelike karakter is, waarvan U die maatstaf is nie, U heiligheid die maatstaf is nie. Here, red ons, want daar word al minder en minder en minder Godvreesendes, wie in gees en in waarheid, Here, lewe, is daar al minder en minder in hierdie land. Dit is die waarheid. Dit is wat die Here sê. Dit is wat die Here in sy woord hierso sê. Dit is wat Dawid gesê het oor sy eie mense. Dit is wat die Here vir ons sê vandag oor ons eie mense. Here, dit is so, dit help nie ons stry nie. Here, kyk hoe gaan dit. Kyk waarvoor staan mense. Ja, die land kan 'n wet maak. Van nou af sal julle dit doen. Dis heeltemal onheilig, man. Here, maar dit sê nie ek hoef in te val nie. Amen. Red ons, Here. Maar wat gebeur dan? Nou net voordat jy 'n dip vang en sê, ag nee, dis nou verby met my. Dan antwoord die Here in vers 6. En hoor wat sê die Here hierso. Hierso gaan ek 'n paar van die oorspronklike woorde sê van hulle betekenis. Die Here sê, vanweë die geweld teen die ellendiges, die magteloses, dis ons, die magteloses. Ellendiges is magteloses in die oorspronklike teks. Die gesig van die behoeftiges. Nou, hierdie behoeftiges, dit is ek en jy, wat staan in gees en in waarheid, Here, en wat sal stry tot die einde toe. Die oorspronklike teks, kom ons probeer weer. Die oorspronklike teks lees die lemiskekin. Raai wat beteken lemiskekin? Die wat 'n behoefte na God het. Wow. Die gesig van die wat 'n behoefte na U het, die lemiskekens. Wow, vanweë hulle wat 'n behoefte na U het, sal ek nou opstaan. Amen. Wow. Kyk wat het hier gebeur. Och, Here, is die salwing van bo tot onder. Halleluja. Die Here het die uitroep in vers 1 gehoor. Red ons, Here, want hier is nie meer heiliges nie. Die mense leef onheilig. Die Here het dit aangehoor en omdat hier is iemand wat
Lemmiskeken, is Dawid, is dit, hy het 'n behoefte na God. Hy kom nie net en hy kla by die Here nie. Nee, Suid-Afrikaners, stop. Ons kla nie net by die Here, maar ons het nie 'n behoefte na die Here om enigiets te verander nie. Hy het 'n behoefte na die Here. Hy het 'n behoefte en hy kom en hy bring dit voor die Here. En wat doen die Here? Die Here sê, ek gaan nou opstaan. Wow. Wow. Nou is daar moeilikheid. Prys die Here. Hoekom staan die Here op? Want, soos ek gesê het, daar is nog mense, soveel wat nie meer godsvreesend is nie, wat U verlaat het, Here, maar daar's mense wat 'n behoefte het na U. Die oorspronklike teks sê daarso, ons vertaling sê, daar is geen vromes meer nie. Weet jy, die oorspronklike teks gebruik die Hebreëse woord, Mikodash. Mikodash. Daar is geen Mikodash nie. Weet jy, wat beteken dit? Daar is geen wie heiligmaking najaag nie. Here sê, maar hier is jy jaag nog heiligmaking deur. Nou, as jy heiligmaking nasoek, as jy getrou is, Here, die Here gee jou die promise, wat is in Afrikaans? Belofte. Die Here gee jou die belofte dat hy sal opstaan. Dit is die beste nuus wat jy vandag kan hoor. Ja, dit het sad begin, dit het vreeslik geklink. Here, maar dit is die beste nuus wat ons gaan hoor. God staan op. God antwoord vir hom wie behoefte na hom het en sy wil begeer en heiligmaking begeer en najag. Die Here sal vir jou opstaan. Hierdie was daar toe Saul vir Dawid gejaag het, op en af, deur die woestyne en deur die Israel en aan die ander kant uit. Wat het daarna gebeur? Na hierdie gebed. Wow, die Here het opgestaan met hierdie gebed. Na hierdie gebed het alles vir Dawid verander. Wow. Niks het in die wêreld verander nie, maar in Dawid, in sy lewe, sy verhouding met die Here het alles verander. Amen. Wow. Halleluja. Daarna, toe is Saul ewe skielik sommer uit die pad uit en hy word die koning. Dit is die Here se goeie nuus vandag. Hy sê, te midde van jou vyande, te midde van die goddeloses, te midde van die moordenaars, te midde van die wat leuns vertel, gaan ek soos met Dawid. Wat het die Here gedoen met Dawid? Hy het hom na 'n plek geneem van veiligheid wat buite die bereik van hierdie vyande was. Waar was daai plek? In sy hand. Die Here sê, te midde van al die chaos om jou, as jy my begeer, my woord wil navolg, my heiligheid begeer, najag, dan sal ek vir jou in 'n plek van veiligheid in my hand sit, en onthou dit vir enige iets wat oor jou lewe kom. Here, dit is waar ek is. Waar? In 'n veilige plek, waar hierdie goed my nie kan bereik nie. Dit kan baie gevolge hier om my hê, maar nie op my nie, nie op my gees nie, nie op my lewe nie, want ek is gered. Ek is in 'n veilige plek in U hand, waar niks en niemand kan my kan bereik nie. Amen. Is dit nie waar nie? Dit is waar. Nou moet jy begin smile. Ja.
Onthou dit. Dis wat die Here vanoggend sê, jy is veilig in God. Jy is veilig in sy Heilige Gees. Jy is veilig in Jesus se bloed, in sy liggaam. Wow. En die Here sal, ons bid so baie, die Here sal ons bewaar. Weet jy? Die eintlike waarheid oor die Here sal ons bewaar is die Here sal sy woord bewaar. Die Here sal altyd sy woord bewaar. Onthou dit. En almal wat in sy woord staan. Hoe staan jy in sy woord? Wie is sy woord? Jesus, die woord wat lewe geword het. Die Here sal heel eerste sy woord bewaar. En gevolglik hulle wat in sy woord is, hulle wat in Jesus is. Amen. Here, ek is veilig. Hoe veilig wil ons wees? Here, maar ons, behalwe dat daar so min is wat saam met ons kan staan, wat saam met ons regtig kan bid, wat Here, daar is min vromes oor, Here. Sien ons net die gevaar ook nog raak? Nee, dit verander vandag. Here, na hierdie gebed, U het vir Dawid in 'n plek gesit, 'n veilige plek, Here, waar niemand hom kon kry nie, in U hand. Stort jou hart by die Here uit. Laat jou grootste behoefte na God wees. Begeer die Here, jaag heiligheid na, heiligmaking. En ek verseker jou in die naam van Jesus en op grond van sy woord van vandag, die Here sal vir jou opstaan. Amen. Halleluja, sal ook werk hier op die einde, hoor. Daar sê amen en halleluja. Halleluja, prys Dankie Here, dankie. Wow. Kom ons bring dit na die Here toe. Kom ons vra die Here dat dit 'n werklikheid raak in ons lewens. Jy kan my volg. Nie baie lank gebed nie. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus en pleit by U. Red ons, Here. Red. Nou is dit jou tyd om met die Here gesels. Here, red my, red my kind, red my vriend, my vriendin. En sê vir die Here. Kom ons gaan aan. Vergewe ons in hierdie land dat daar min vromes oor is. Vergewe ons dat daar baie getroues aan U verdwyn het. Vergewe ons van baie leuns wat gepraat word. Help ons en lei ons om te ondersoek, te selfondersoek en terug te keer na U heiligheid en wil. Ons kan nou aangaan met die gebed. Dit is al wat die Here sê ons moet doen. Wat gebeur dan? Dankie Here, vir ons gaan aan, dat U altyd U woord bewaar. En ook hulle wie in U woord staan. Dankie dat U my in 'n veilige plek in U hand hou, waar die bose my nie kan bereik nie. Dankie dat die antwoord
en opstaan vir hulle wie behoefte na u het en hulle wie u wil begeer en u heiligmaking najag. Red ons, Here. Ons het baie hoop om gered te word. Amen. Amen. Prys die Here. Sjoe. Dankie Here, weer eens, u praat oor die praktiese goed, dit wat gebeur om ons. Ag, dankie Here, hoe goed is u vir ons week na week. U is wonderbaar. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede, ek sal weer by handjies klap, maar dit is reg, dit is, ek is so bly, dankie Here, wow. Ontvang die seën van die Here, en gaan in vrede, daar op die einde gaan jy hoor, shalom, dis die woord wat ek daarom ken, in hierdie Hebreëus, maar ek gaan vir jou sê wat dit alles beteken ook. Yerecho geta Adonai dishmarecha, ya Adonai pawani lecha wechochonechta, Yesa Adonai pawani lecha, we asem lecha, shalom. Die Here sê jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig gedraai na jou toe hou, jou vat, jou ophef tot by hom en aan jou vrede gee. Tot by hom, daar in sy hand waar jy in 'n veilige plek is waar die vyand jou nie kan bykom nie. Amen. Amen en amen en halleluja. Here, dankie. Sjoe. Ja, Here, u het ons ongemaklik gemaak in die begin. Here, ons moes ongemaklik raak, maar dankie Here, dat kan ons met soveel verligting, soveel seën hier uitstap weer vanoggend. Tot volgende keer. Shalom. Vrede.